beslag neem, Here. Wees so getrou om altyd die woord te bevestig. So getrou om altyd die woord te bevestig, Here. Ons wil U loof, ons wil U prys, ons wil U aanbid, ons wil U eer, ons wil U verheerlik, ons wil in aksie sit, om U naam groot te maak, Here, want U is waardig om geloof en geprys te word. U is waardig, Here. U is waardig, Here. U is waardig, Here. U is waardig. U is waardig. So teenwoordigheid weer vanoggend van die Here. Ek ervaar dit so, gee my net so 'n bietjie kans, Michael. Van nou vir jou 6 ek net al. Kom ons lees Psalm 103. Ja, ons gaan na Psalm 103. Ek wil net vir julle sê, terwyl julle Psalm 103 soek, terwyl ons geoefen het, donderdag, toe hierdie laaste liedjie net so spontaan opgekom. En ons het net begin, praise the Lord, oh my soul. En ek was nog nie eers 100% seker donderdag aand van God se boodskap nie, maar Vrydag het hy my sekerheid gegee. En ek wil ook net dit vir julle sê, ek bespreek glad nie my boodskap met Bo nie. Nooit nie. Ek bespreek dit nie met haar nie. Ek bespreek nooit enige iets nie. Maar dan kom sy in die oggende en dan bevestig sy net vir my altyd die boodskap. Dan weet ek, en die Here is so getrou. En weet jy wat encourage dit my? Want dit sê vir my, dit is werklik God se boodskap. So ek wil julle encourage en vanoggend vir julle sê, sy het bevestig en praise the Lord, oh my soul, daai liedjie wat spontaan net ontwikkel het terwyl ons aanbid het. En waarin ek vanoggend so die gees van die Here kan ervaar, is absoluut bevestiging. Daarom maak ook gemeente julle ore en hoor die woord van die Here vanoggend. Amen. Psalm 103, 'n psalm van Dawid. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy welbehae nie. En dan noem hy die welbehae op. Hy noem hulle op van vers 3 af. Want al jou ongeregtigheid vergewe, en wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartigheid, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Hy het aan Moses sy weë bekend gemaak en aan die kinders van Israel sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as wat die hemel is oor die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksel ons is. Die gedagtes dat ons stof is. Die mens soos die gras is sy dae, soos 'n blom van die veld so bloei hy. As die wind daaroor gaan, is dit nie meer nie, en sy plek kom hom nie meer nie. Maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kindskinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele ding om dit te doen. Die Here het sy troon in die hemel gevestig en sy koninkryk heers oor alles. Loof
die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Loof die Here, al sy leerskare, sy dienaars wat sy welbehaag doen. Loof die Here, al sy werke op al die plekke van sy heerskappy. Loof die Here, o my siel. Dankie Michael, ek kan vir my daai woord bring. Loof die Here, o my siel. Nou ek glo dat Dawid se gees direk kontak met God gemaak het. Ek glo dit is die gees van Dawid, die gees van die mens wat kontak met God kan maak. Dawid het deur sy direkte, persoonlike kontak en sy gemeenskap wat hy met die Here gehad het hy gesien dat dit gepas is vir sy siel om die Here te loof. Uit sy gees uit het hy vir sy siel gesê, kom, loof die Here. En sy gees, terwyl God se gees en sy gees met mekaar connect, want wanneer God se gees en jou gees met mekaar connect, want God werk met jou gees. En toe sy gees uitroep in hom, sê hy vir sy siel, o, loof die Here o my siel. Binne in my, sê hy, roep daar iets uit. Hy sê, loof die Here o my siel en alles wat binne in my is. Want binne in hom is daar iets wat uitroep uit sy gees uit, wat sê, loof die Here. En sy gees spreek sy siel aan. En sy siel word aangespreek. En wanneer sy siel aangespreek word, gaan sy liggaam in aksie om die Here te loof. So is ons gees in staat gestel om met God direk gemeenskap te kan hê en met God te connect. En wanneer jou gees in aanbidding met God connect, wanneer jy in jou bidkamer bid, dis die grootste aanbidding wat jy kan doen, is in jou binnekamer. Daar is dit waar jy werklik met God connect. Mense wat nie 'n binnekamer verhouding het nie, connect nie met God nie. Jy kan nie hier op 'n Sondag kom met geen binnekamer verhouding en dink jy gaan met God connect nie. Jy connect met God in jou persoonlike gemeenskap. Connect jy, net soos 'n man en vrou met persoonlike gemeenskap met mekaar connect in een word. So kom jy met jou gees, God se gees, by mekaar en jy connect as een in gemeenskap met hom. Nou wanneer julle in gemeenskap connect met mekaar in julle gees, dan is dit wanneer jou gees die aanbidding is 'n funksie van die gees, dit wil ek net sê. Die aanbidding is 'n funksie van jou gees. Jy aanbid God met jou gees. Maar nou sê God, ek wil dat julle my aanbid met julle gees, siel en verstand en liggaam. Is dit nie? So nou sê hy, dis goed dat jy my aanbid, want my gees connect met jou gees. Maar nou wil ek dat jy my ook aanbid met jou siel en ook met jou liggaam. So wat gebeur nou? Sê jou gees, soos wat Dawid vir sy gees, vir sy siel sê, kom, word wakker, siel. Kom, loof die Here, siel. So jou gees spreek jou
in beweging kan kom. So jy kan nie van jou gees af, dat jou liggaam in beweging kom nie. Dit werk deur jou siel. So jou siel word aangespreek, sodat jou liggaam in aksie kan kom en jy doen. Want jou liggaam is die een wat doen. Hy is die een wat loop. Hy is die een wat hande oplig. Hy is die een wat praat, hy is die een wat sien, hy is die een wat hoor. Jou liggaam. Jou siel is jou wil, jou intellek en jou emosies. Hier is die drie hooffunksies van die siel. Die wil, die intellek wat jy dink, die emosies wat jy voel. En hierdie is die uitvoerende deel om dit uit te voer, dit te doen en uit te voer. So om te reageer, om te doen, moet ons eers deur ons siel werk. En die siel prosesseer ons, of ons gaan doen, en of ons gaan optree. En dit is waar die probleem lê, om hier te doen en op te tree. Baie mense se wil word beheer deur hulle emosies. Wat hulle voel, as hulle so voel, as hulle dit voel, is dit daar. Maar as hulle dit nie voel nie, dan is dit nie daar nie. En as ek iets gaan doen, dan moet ek dit eers voel, voordat ek dit doen. Emosies het 'n belangrike deel, maar dit is nie die deurslaggewende deel nie. Net so is baie mense se intellek. Hulle wil word beheer deur hulle intellek, deur dit wat hulle dink. So, wat hulle dink van hulle self, wat hulle dink van die toekoms, wat hulle dink van hulle omstandighede. En so word hulle wil, baie mense se wil beheer deur wat hulle voel en wat hulle dink, hulle intellek en hulle emosies. Maar jy sien, dit wat jy dink en dit wat jy voel, is nie die belangrike ding om hier uit te kom, maar die wil. Wil. So jy moet wil ten spyte van wat jy dink en voel. Jy moet wil ten spyte van hoe jy voel en wat jy dink. So baie Christene glo dit alles in teorie. Hulle glo alles in die woord van begin tot einde in teorie. In intellek. Maar om dit passief te glo, dis passief, om dit passief te glo, want hier gebeur niks nie. Om dit passief te glo, doen nie regtig veel daarvoor nie. Daar moet 'n reaksie wees. En die reaksie kan net kom, nie deur hoe jy voel of hoe jy dink nie, maar 'n wilsbesluit. Om te sê, ek wil om te glo in God, soos wat die Kobie vanoggend gesê het, maak 'n wilsbesluit om te glo. Nou Jesus sê in Johannes 4 vers 34, sê hy vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. Nie my voedsel is as ek so voel, as ek lus is, as ek so dink. Ons weet dat Jesus vir sy Vader gesê het, Here, mag hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie my. So as hy op daai oomblik toegelaat het, laat sy siel, sy emosies, wat hy daai oomblik gevoel het, die beheer gevat het sy liggaam nooit deur die pyn gegaan nie, nooit deur die spykers gegaan nie, nooit het hy daai kruis gevat en hy het gestap
met sy kruis nie. Dan het sy liggaam nie aksie gevat nie. Maar hy het nie sy gevoelens of sy gedenke gebruik nie. Hy het sy wil gebruik. Gesê, Vader, nogtans nie my wil nie, maar U wil, Here. En dit is die probleem in die kerk. En oral. Dat mense wil optree, doen, uitvoer wat hulle dink en wat hulle voel. Die reaksie vanaf die Gees word deur ons siel geïnisieer na ons liggaam toe, deur ons wil te gebruik en nie ons intellek en ons emosies. God wil hê dat ons na die volle gestalte van Christus moet groei. En ons kan net na die volle gestalte van Christus groei as ons wil in aksie sit. En nie op gevoelens en op wat ons dink gaan hê. Nou Christene, sowel as nie Christene nie, wat sukses in die lewe bereik, leer om nie uit hulle emosies en uit hulle denke te leef nie. Ek gaan dit weer sê, Christene en nie Christene, wat sukses bereik, leer om nie uit hulle denkwyse of uit hulle gevoelens, emosies te leef nie, maar om hulle wil in aksie te sit. Ten spyte van gevoelens, ten spyte van gedagtes, maar om te wil, om te glo, om te doen. Nou vir nie-Christene is dit 'n tydelike sukses op hierdie aarde wat vir hulle niks gaan beteken hierna nie. Maar vir Christene, soos Dawid sê in Psalm 103 van vers 3 af, sê hy, vir die Christen is daar seëninge wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met liefdevolle goedertierenheid en tere barmhartigheid, wat jou siel versadig met goeie dinge, wat jou jeug vernuwe, soos die van 'n arend. Hierdie is 6 wonderlike seëninge. 6 wonderlike seëninge wat die Here vir ons gee. En al hierdie seëninge is moontlik daar. Maar om dit te ervaar, om hulle toe te eien, om daarin te gaan en daarin te loop, moet ons op geloof reageer. En geloof het niks met gevoelens, emosies en intellek te doen. Dit het met die wil te doen. Dit het met die wil te doen. So Jesus en Christus aan te neem het niks met gevoelens te doen. Dit het niks te doen met intellek nie. Dit het te doen met 'n wilsbesluit. Klaar. Nou die 12 manne, wat Kowie van getuig het, die 12 manne wat Kanaan gaan verken het, 10 van hulle het gereageer op gevoelens en op intellek. 10! En dit is die krisis, dat uit 100 sal jy 1% kry, wat wil. 90% gaan op intellek en emosies. So uit die 12 was dat 10 wat gereageer het. Hulle het gesê, nee, ons kan nie teen die mense van Kanaan optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die mense is reëse en ons is sprinkane. Wat dink hulle van hulle self? Hoe voel hulle oor hulle self? Hulle reageer uit emosies, intellek, denke, gevoelens. En het hulle die promised land
Because God's word is full of promises. Hy sê, jou jeug sal ek vernuwe soos die van die arend. Al jou krankhede sal ek genees. Maar jy sien, as jy op gevoelens en emosies, sal jy nie hierdie dinge inherit nie, jy sal dit nie kry nie. Want dit kom deur geloof. En geloof is 'n wilsaksie. Niks met gevoelens te doen en net wat jy dink. Niks daarmee te doen. Caleb het hulle stil gemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Wat het hy gedoen? Hy het sy gevoelens, hy het sy denke een kant toe geskryf en hy het sê, ek sit my wil in aksie, ons kan dit doen. Dis wilsbesluit wat jy neem. As die oomblik wat jy sê, ek kan dit doen, ek wil dit doen, sit jy jou wil in aksie. En jy dieselfde reëse gesien. Want God het 'n belofte gegee en gesê, gaan in. En hy het God op sy belofte gevat. En hy het sy wil in aksie gesit, Caleb en Joshua. En wat het gebeur? Die beloftes van die begin tot die einde het hulle gekry. Mense verstaan nie hoekom hulle nie die beloftes van God kry nie. Want hulle wil reageer op gevoelens en op wat hulle dink. Jy sal dit nie kry nie. Jy sal net dit kry wat uit geloof kom. Want geloof behaag God. En geloof is 'n wilsbesluit. Om jou wil in aksie te sit. Om jou wil sodat jou liggaam aksie vat en dit doen. Ten spyte van omstandighede. Ten spyte van die reëse. Ten spyte van hoe klein ek is in vergelyking met die reëse. Moses het iets baie interessant gesê en wat sy naam 'n stukkie een keer geluister van 'n prediker, kan ons so naam kom nie. Wat het gesê het en ek het in my dagboek neergeskryf en ek het dit weer gaan opsoek en hy sê Moses het iets baie interessant vir Israel gesê. Hy het gesê, as jy onder die seën van God lewe, sal jy die kop wees en nie die stert nie. Nou die kop neem besluite. Wat doen die kop? Die kop neem besluite. Wat doen die stert? Hy drenkel maar net agterna. Is dit nie? Die stert word maar net rondgesleep. Hy sê jy sal die kop wees en nie die stert nie. So hoe leef jy? Leef jy soos 'n kop? Neem jy besluite, wilsbesluite en sien jy dat dit uitgevoer word? Of wag jy dat God dit uitvoer en staan op sy wil? Of leef jy soos die stert wat net rondgesleep word deur emosies en gedagtes waaroor jy naderhand geen beheer het? As jy nie jou wil gebruik om besluite te neem, is jy soos 'n blaar wat op 'n stroompie val. En waar daai stroompie ook al gaan, en waar jou emosies en gedagtes ook al gaan, daar gaan jy saam met die stroompie. En dan kom jy in 'n kolkkring. Jy weet wat is 'n kolkkring? En nou vang daai blaartjie die kolkkring van jou gedagtes en van jou gevoelens en jy's alom en alom en alom en alom in jou kop. Of so nie, as jy kom jy as 'n blaartjie en jy's in 'n sterk stroom. En jou gedagtes vat so oor. En jou gevoelens vat so oor, né?
dat dit soos 'n blaartjie is wat in 'n sterk stroom gaan. Kort is hy onder die water. Dan sien jy hom nie. Dan verdrink daai blaartjie onder. Want jou emosies en jou gevoelens het so oorgeneem dat jy verdrink word daarin. En daai stroom vat jou en jy's onder die water en jy versuip. In jou denke en gevoelens. En dit is nie hoe God bedoel het dat die mens moet lewe. God bedoel dat die mens moet lewe in geloof. Dat hy sy wil in aksie moet sit. Dat hy opstaan ten spyte van omstandighede. Daar is die verlore seun. Hy sit en hy neem 'n besluit. En hy sê, ek sal opstaan en na my Vader se huis toe gaan. So daar kom 'n keerpunt in sy ervaring. En ek voel dat die Here vir my 'n keerpunt in my ervaring hierdie week gegee het. Gesê het, Emmy, gaan jy staan in gevoelens en emosies, in dekwas en intellek, of gaan jy staan om te wil in geloof? Maar nou moes daai verlore seun sy siel aanspreek. Dink jy daar was nie gevoelens, gaan my Vader my aanvaar? Natuurlik, hy het by homself gesê, okay, as my Vader my nie wil aanvaar nie, dan sal ek vir hom sê, okay, jy hoef my nie weer as 'n seun te aanvaar nie. Aanvaar my net as 'n werker, ek sal net vir jou kom werk. So dink jy nie, daar was 'n turmoil in sy gedagtes? Ja. In sy gedagtes was daar 'n turmoil. Hy het gewonder, sal sy Vader hom aanvaar? Maar as sy Vader hom nie aanvaar nie, dan het hy dan 'n tweede opsie, dalk sal hom aanvaar as 'n servant. Dink jy sy gevoelens was soos 'n joepie, ek gaan huis toe? Nee. Hy het geweet hoe lyk hy. Hy het geweet hy het soos die vakke begin lyk en ryk. Dink jy hy het gevoel gehad? Nee. Maar ten spyte van hoe hy geryk het, hoe hy gelyk het, wat hy gedink het, of sy Vader hom sal aanvaar, en of sy Vader hom sal inbring in sy huis, het hy nogtans gesê, my siel, staan op, word wakker, en sy liggaam het gereageer, want hy het sy wil in aksie gesit, sy liggaam het gereageer, hy het opgestaan, en ons weet wat het gebeur, hy het by die Vader se huis aangekom, en die Vader het vir hom gewag, want wat het gebeur? God praat met ons in ons gees, daai Vader het nie van sy kind vergeet nie, die Vader sal nooit van sy kinders vergeet, en hy het vir hom gebid, en hy het vir hom ingetree, maar die woord van God sê, Jesus Christus tree vir ons in by die Vader, en hy tree vir jou in, en hy bid vir jou, en in jou gees werk hy. Wat dink jy het gemaak dat daai verlore seun opgestaan het en gesê het, ek sal na my Vader se huis toe teruggaan, want hy het in sy gees gewerk. So God werk in jou gees, en hy werk in jou gees, en dan wil hy hê, jou gees moet jou siel aanspreek, en dan wil hy hê, jy moet verby hierdie twee goed gaan, en jy moet die wil gebruik, en jy moet doen. En jy moet opstaan, en jy moet gaan na die Vader se huis. En wat doen die Vader? Nee, jy sal nooit my servant wees. Jy is my kind. Jy is vir jou 'n nuwe ring. Jy is vir jou nuwe klere. Gaan was jou skoon. Gaan slag vir hom 'n skaap. Maak 'n groot fees. My kind, huis toe. Hy het sy gevoelens, hy het sy denke, het hy een kant toe geskuif. Hy het sy wil in aksie gesit, en is al wat God vra. Hy vra nie vir jou, kan jy dit doen nie. Hy vra nie vir jou, is jy goed genoeg om dit te doen nie. Hy sê, al wat ek vra is, jou wil.
Dan wanneer jy daar kom, sal ek die res vir jou voorsien, wat jy nodig het. Ek sal jou laat was. Ek sal vir jou die ring gee. Ek sal vir jou die mooi klere aantrek. Ek sal vir jou die fees reël. Ek sal dit vir jou alles moontlik maak. Al wat jy moet doen, is kom na die Vader. Neem 'n besluit. Wat verder gaan as jou gevoelens, wat verder gaan as jou denke. Neem 'n besluit. Jy weet, ek sit 'n ruk terug en ek sê, Here, ek het so te doen met baie mense, wat kerksmense is. Maar hulle lewe is nie, ek bid van 'n Christen nie. Ek sê, Here, maar hulle praat so baie van U. Hulle praat van Jesus. Dis Jesus, ja, dit, en ja, die kerk, dit, en ag. Actually praat hulle nie baie van Jesus nie. Actually praat hulle baie van die kerk, en van ander mense. Maar ja, maar jy weet, hulle beskou hulle self as kinders van die Here. Sê, Here, maar hoe dan? Toe sê hy, ja, want ek praat in hulle gees. Ek werk in hulle gees. Hulle sê die goed wat in hulle gees is. Maar hulle het nog nooit hulle siel aangespreek en aksie gevat nie. Hy sê, want die gees van God, solank as by die gees van God op hierdie aarde is, werk in die mens se gees, sodat niemand verlore gaan nie, maar dat almal by God moet uitkom. Maar dit gaan nie, dis nie waar dit ongelukkig eindig nie. Dis nie ongelukkig waar jy in die hemel gaan kom nie. Maar om aan die hemel te kom, moet jy dit wat God in jou gees praat, moet jy na jou siel toe vat, en jy moet ophou dit probeer uitdink. Soos het ek een keer vir 'n vrou gesê, jy moet gedoop word. Het jy jou bekeer en het jy jou laat doop? Ek vra nie, gaan jy kerk toe nie. Ek vra jou, het jy jou bekeer? Jou sonde bely, dis wat bekering is, jou sonde bely. Het jy jou sonde bely en het jy jou laat doop? Ja, ek is klein gedoop. Ek sê klein doop is nie, jy moet die keuse maak. Maar moenie vir my vertel wat ek moet doen nie. Ons wil nie ons wil in aksie sien. Jy weet wat sê Lukas 24 vers 47. Lukas 24 vers 47. Dis heel aan die einde van Lukas. En Jesus sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly, op die 3de dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in die naam van Jesus moet julle verkondig aan al die nasies. Bekering en vergewing van sonde moet julle verkondig aan al die nasies. So as jy hier in jou gees weet van Jesus, great, die gees praat met jou. Maar nou moet jy jou wil in aksie sit. Nie gaan op jou denke of jou gevoelens, hoe jy dink dit moet wees nie, maar jy moet gaan op jou wil en jy moet jou sonde bely en jy moet jou laat doop en jy moet jou bekeer. En dan kom die liggaam outomaties en die vrug kom na vore en die lewe van Christus lewe en jy sit in van God. So om hier in jou gees aangeraak te word, daar kom 'n dag wat jou siel 'n besluit moet neem en jou liggaam dit moet uitvoer. Jakobus 2 vers 17-19 het ek ook gekry dat ek daaraan dink, maar Here, hoe? Toe sê hy, onthou, Satan glo net so is die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Die duiwels glo dit ook, en hulle sidder, die mens sidder nie eers nie. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. En dis wat hy bedoel by die geloof sonder die werke.
Hy bedoel nie jy moet die 10 gebooie nou gaan onderhou nie. Hy bedoel, jy moet die geloof wat jy sê jy glo in, moet jy nou in aksie sit deur die wil van God te doen, want hy duidelik in sy woord vir ons sê, bekeer jou, tot die vergifnis van sondes, laat jou doop, en jy sal die Gees van God ontvang, en nou sal jou liggaam outomaties vrug voortbring. Maar net eindig met daai gedeelte van hoe bekering regtig werk, en mense wat hulle self beskou as kinders van God. Maar ek wil terugkom na die kern van my boodskap vanoggend. Die kern van my boodskap vir die gemeente en vir myself, hou op om jou intellek en jou emosies, dit wat jy dink, dit wat jy voel, die beheer gee, dat jy soos daai blaartjie is. Maar staan op in die wil. Die geloof het niks hiermee te doen, dit het hiermee te doen. En soos ek gesê het, die Vader wag, hy sal die nodige goed gee wat jy nodig het. Amen. Vader, baie dankie vir die woord vanoggend, Here. Vader, dit is werklik 'n inspirasie vir my. U het met my eers gepraat en my geïnspireer om uit hierdie gedagtes en uit hierdie gevoelens uit te leef met ware geloof, die geloof wat God behaag. En dis die geloof dat ek wil, soos Jesus gesê het, my voedsel is om die wil van die Vader te doen, en dit wat hy vir my gegee het, die werk te volbring. En so wil ek bid, Here, dat elke een wat vanoggend na hierdie boodskap en ook dalk na die boodskap sal luister, later, Here, in die week, dat hierdie boodskap werklik inslag in hulle lewe sal, en as hulle in hulle gees aangeraak is, Here, maar nog nie bely het, laat doop het, en by U uitgekom het, sodat hulle liggaam outomaties vrug kan voortbring, en bid ek dat hulle dit sal doen, in Jesus naam. En Vader, as hulle 'n belofte van U af ontvang het, as daar 'n hoopvolle toekoms is vir hulle, Here, dat hulle dit ook in die wil van God deur geloof sal ontvang, en hulle gevoelens en ons gedagtes, alles een kant toe skuif, Here, ek skuif dit vanoggend een kant toe. Ek neem 'n besluit vanoggend om my wil in aksie te sit. Ek besluit vanoggend om te glo, Here, ek kyk nie na die reëse nie. Ek sien nie myself as 'n sprinkaan nie. Maar Here, ek weet, ek is 'n seun, ek is 'n dogter van die almagtige God. En dat U, Jesus Christus, vir my intree, sodat ek sal terugkom na die huis van die Vader, en U vir my alles sal byvoeg wat ek sal nodig hê, om weer, Vader, die werk te doen, wat U ons elkeen vir geroep het. Ek loof en prys en dankie, in Jesus Christus.